mense hier. Nou ja. Nee, maar min. Môre mense, hier is nou nie 'n vreeslike klomp nie, maar ons moet maar sing, dis 10 voor. Kom ons kyk, laat ons maar begin. Waar is Ina? Ons eerste ene, Vlam 107, Borrelietjie. Dit borrel in my, want ek is so bly, Jesus het my lief. Dit borrel al binne, ek kan dit nie laat, want Jesus maak my bly. Dit is sterf en met het verderf, ja Jesus en la la la. Het borrel so groot, red my van die dood, Jesus het my lief. Dit borrel alweer en ek kan dit nie keer, ja Jesus het my lief. Dit borrel in my, want ek is so bly, Jesus maak my lewe vry. Hy neem weg my sonde skuld, dit borrel in my, dit borrel in my. Ja, yes, 200, gesang of lied 200. Gaan maar nog weer. Waar is hy? Wacht nou maar net, okay. Ja, en dan moet 'n mens nou net sê wat heilig en opbouend is as die komputer hang. Jammer mense, hier gaan ons weer. U goedheid Heer kan ons nie pyl nie, wie word daardeur nie diep getref. Niks anders bring vir ons die heil nie, ons wil ons hart tot U verhef. Aan U alleen ons dank en ere, U wat ons in U liefde lei. U sal ons nooit vergeet nie, Here, U wil ons in U waarheid lei. U is die Heer wat ons gemaak het, voor U kom ons U skepsel staan. U is die Heer wat steeds gewaak het, vir ons gans en al bestaan. U bring ons gemoed die vrede, U sterk ons gees met nuwe krag. U gee lig ook oor ons rede, dis U van wie ons help verwag. Sou ek o Heer U nie vereer nie, sou ek U goedheid nie verstaan, sou U my raad gee, ek nie leer nie.
weg wat U my wys nie gaan. Nederig my wil en strewe, U word by my gedurig by. Vul met U liefde ook my lewe, om my in alles U te wy. Lekker. Yes. Vlam 15. Kom ons loof en dank nou die Heer. Kom ons loof en dank nou die Heer, vir al sy liefde ons bewys ons lewensdeur. Hy bewaar ons, hy maak ons vry, hy sal vir ewig altyd by ons bly. Loof die Heer, kom ons loof die Heer, dageliks meer en meer, vir goedheid, vir die voorreg om sy dag, sy kind te wees. Kom ons sing nou saam, kom ons prys sy naam, die hart aan hom en hy sal ware vrede gee. Die hart aan hom en hy sal ware vrede gee. Kom ons op en dank nou die Heer, vir al sy liefde ons bewys ons lewe deur. Hy bewaar ons, hy maak ons vry, hy sal vir ewig altyd by ons bly. Loof die Heer, kom ons loof die Heer, dageliks meer en meer, vir goedheid, vir die voorreg om vandag sy kind te wees. Kom ons sing nou saam, kom ons prys sy naam, gee hart aan hom en hy sal ware vrede gee. Gee hart aan hom en hy sal ware vrede gee. Ja, hier's nou heel wat meer mense. Baie welkom. Vonk 120, soos 'n wildsbok. Soos 'n wildsbok wat smag na water, smag my siel na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die Heer. En U teenwoordigheid wil ek waak. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die Heer. Ek soek U meer as goud en silwer, want net U versadig my. Net by U vind ek ware vreugde deur U Gees wat in my bly.
Die lied waarmee ons tema, dis ons tema vir hierdie tyd, 286, Here God van liefde. Here God van liefde, waar ons ook mag gaan, wil ons in die skadu bestaan. Oor ons dankgebede, oor ons lofliedstyg, as ons aan U ons dank betoon. Here, U genade het ons hier behou, in U hand van liefde vasgehou. Moet nooit van ons wijknis, skenk aan ons esten, Here, laat ons nooit alleen. Heer Jesus, laat ons nooit alleen. Ons wil vir ewig op U almag staan, want elke knie sal buig en elke hart sal juig. Here Jesus, neem ons bidde aan. Baie welkom aan elkeen vandag hier. Wat 'n wonderlike voorreg is dit vir ons om by mekaar te wees. Ons is besig met 'n wonderlike reeks oor gebed. Gebed is, en vandag staan ons stil by gebed, is 'n liefdesgesprek tussen ons en Jesus Christus. Vriende, voordat ons daar kom, wil ek graag ons gemeente nie so vinnig met u deel. En ek begin by 'n wonderlike projek of 'n geleentheid van betrokkenheid waar ons sommer net deel kan wees. Dis 'n lekker pannekoekbak pret vir ons. En ons doen dit goed. Ons weet mos nou al. Ons het 'n baie lekker resep en ons span kan. Vriende, ons is gevra om deel te wees van 'n groot span mense wat vir die Interlaar pannekoek bak. Wel, eintlik ons doen die pannekoek. En dis ons deel wat ons bydra in die gemeenskap. Dis vir ons 'n geleentheid om betrokke te wees en Jesus se liefde ook daar te wys. Nou, ons moet 7:00 die oggend al, 15 Februarie, 7:00 die oggend al begin pannekoeke verkoop vir die kinders en die ouers wat opdaag. En ons het 'n span nodig wat kan help. Nou die span wat dit reël, hulle werk met sessies wat jy werk, sodat ons nie almal nie onsself moeg werk. So ek wil vra, asseblief, kom gee jou naam op om te help. As jy nie kan bak nie, kan jy rol. Ons het met iemand nodig om seker te maak die stofies werk. Jy weet, iemand wat seker maak dinge werk saam. Ons het nodig dat mense vir ons help opslaan, help afslaan. Ons het 'n hele span nodig. Dis 'n groot spanpoging hierdie. En die mikpunt is om vir die dag so 3000 pannekoeke te verkoop. Nou, dit gaan baie lekker wees. En kom sit jy net by ons ten minste. Kom doen dit. Maar kom gee jou naam op. Laat ons saam pannekoek bak. Ek dink ons kan op 'n wonderlike manier 'n getuienis vir die wêreld wees wanneer ons so saamwerk in die gemeenskap. Dan vriende, rondom ons program van hierdie week. Ek het verlede week so 'n bietjie 'n foutjie gemaak. Ek het die vergaderings afgekondig, so as daar 'n bietjie verwarring was, vra ek om verskoning. Maar hierdie week begin ons vergaderings definitief môre aand, getuienis en aanbiddingsvergadering. Aanbiddingsvergadering is 7:30, nie 8:30 nie. Hou daai tyd mooi dop. Ons verkies dit om by die huis te slaap en nie by die kerk nie. Dan Dinsdagmiddag 2:00 het ons barmhartigheidsdiensgroep vergadering en die aand het ons eiendomme vergadering. So almal wat daar betrokke is of wil wees of wil gesprek hê, asseblief julle is baie welkom. Ons program hierdie week is die Bybelstudieskop af, so ons is baie dankbaar daarvoor. Woensdag 10:00 in die Lemmerventer by die kerksaal. As jy by die Bybelstudie betrokke wil wees, is jy welkom. Ons vat 'n boek van die Bybel en ons werk hom deur. En dit is wonderlik om te hoor hoe God deur sy gees met mense en met ons praat.
Ons wil ook in besonder vir enige nuwe besoekers verwelkom. Ons is dankbaar dat julle hier is, ons is dankbaar dat julle hierdie tyd saam met ons spandeer en geniet. Hierdie is die byeenkoms van die familie van Jesus Christus en daarom is dit ook vir julle 'n plek waar julle kan tuis wees. En enige nuwe intrekkers, asseblief kom praat met ons. Ina gaan hier voor wees na die erediens. Asseblief kom gee net vir ons jou naam, dat ons net met jou kan kontak maak. Ons wil graag jou intrek in die familie in. Vriende, ons is 'n gemeente wat vir mekaar bid. En ons is dankbaar saam en ons huil saam. En daarom, vriende, is dit nogal goed dat ons familienuus met mekaar deel. Ook dit wat in ons eie lewens aan die gebeur is. In die besonder hou ons aan bid vir Marlies, wat besig is met behandeling, en ons vra die Here se seën op haar en herstel in hierdie proses. En dan het ons wonderlike nuus. Ek het ook met Tannie Letty gepraat vanoggend. Sy's hier vanoggend by ons. Ons is so dankbaar en sy wil graag haar dank bewys ook aan die gemeente en aan die kerkraad en aan elke een wat saam gebid het. Die operasie wat sy in November gehad het, was 'n groot sukses gewees en die been is aan die groei. Sy het 'n operasie op 'n arm, skouer gehad en ons sê vir die Here dankie. Vandag kan ons vir die Here dankie sê, ook vir sy trou in ons lewens. Vriende, kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Hemelvader, hoe wonderlik is dit om te weet dat U 'n God is wat ons liefhet. Dat U 'n God is wat ons vryspreek. Dat U 'n God is wat die pad saam met ons loop. Dat U die God is wat in ons lewens inbou. Ja, Here, wanneer ons in verhouding met U staan, dan skep dit vir ons verligting en hoop. Want Here, dit is wat U vir ons gee. En ons sê dankie vir wonderwerke en Here, ons bid vir nog. Ja, Here, want U is 'n God wat omgee en wat vir ons lief is. Dankie, Here, dat ons op U kan staat maak daarvoor. En Here, dan weet ons vandag, bo alles, is U die God by wie ons hulp kry. U is die God wat die pad saam met ons loop. In Jesus se naam. Amen. Vriende, ek groet U in die naam van God, Vader, Seun en Heilige Gees. Mag jy sy teenwoordigheid op 'n besonderse manier beleef en ervaar vandag. Vriende, vandag gooi ons die erediens so 'n bietjie onderste bo en ek wil begin by die wet. Eenvoudig omdat ons so 'n bietjie anders te gaan dink oor die wet vandag. Die wet dink ons baie keer is daai stok waarmee ons mekaar pak slaag gee, maar dis nie wat die wet is nie. Die wet is 'n geleentheid om die bruid van Jesus Christus in te nooi om deel te wees van sy pad en sy plan met ons. Nou, ek wil vir 'n oomblik hê ons moet dink aan partytjies. Waar's al die kinders? Al die kinders, steek gou julle hand op. Daar's hy. Waar's al die kinders? Daar's hy. Hou julle van partytjies? Ek hoor niks. Hou julle van partytjies? Ja, ons hou van partytjies. Partytjies is lekker. En ons kan nie ophou om dit te kry nie, jy weet, tot ouers van tieners se grootste spyt, is dit nie? Ons hou van partytjies. En nou wil ek net bysê, net om die rekord reg te stel. As jy 'n paar vriende het wat by jou huis kom braai, dan hou jy ook partytjie. Ons is sosiale mense wat daarvan hou om tyd met mekaar te spandeer. En daarom Sondagoggend, elke Sondagoggend is dan eintlik 'n partytjie. Die Engelse praat so mooi daarvan, hulle praat van die celebration wat op 'n Sondag plaasvind. Die mooi Afrikaanse woord daarvoor is feesviering. Elke Sondag vier ons fees. Nou, hier is nou waar ek gedink het, wat vier ons wanneer ons op 'n Sondag hier by mekaar is? Hoekom kom ons by mekaar? Wat is die rede vir hierdie fees? Vir hierdie viering? Ons vier die verloving van die kerk met Jesus Christus. Die verloving het begin daardie dag wat Jesus aan die kruis gesterf het, wat hy opgestaan het. Het die verloving begin. En hierdie is 'n verhouding wat ons dwars deur die Bybel kry.
'n liefdesverhouding tussen ons en God. Daarom wil ek vandag as wet vir ons lees 'n lied wat iets van hierdie liefde tussen God en sy kerk wil uitbeeld. So ek gaan vir ons so stukkies klem op stukkies uit Hooglied uitlees vanoggend as wet. En ek begin sommer by vers 1. En hierdie vers 1 moet ons sien vir wat dit is. Vers 1 is die opskrif vir die hele lied. Dis een lied wat dwarsdeur sing met gedeeltes waar die vrou sing, gedeeltes waar die man sing, gedeeltes waar die koor inval en iets wil uitbasyn oor hierdie verhouding. En ek wil net iets uit die eerste hoofstuk uit die eerste, noem dit nou maar die eerste deeltjie van hierdie lied, wil ek vir ons lees. Vers 1, die opskrif. Die lied van alle liedere van Salomo. Hierdie lied is die grootste lied wat daar is. Hierdie lied vertel van hierdie ongelooflike liefde tussen die bruidegom en die bruid. Vers 2 tot 4. Dan sing sy. Hier is baie belangrik. Sy is aan die woord. Die kerk is aan die woord. Laat hy my met die soene van sy mond soen. Ja, jou liefkosings is beter as wyn. Die geur van jou reukolie is heerlik. Reukolie wat uitgegiet word, is jou naam. Daarom raak die meisie sommer net verlief op jou. Neem my saam met jou, kom ons hardloop. Die koning het my na sy kamer geneem. Hier's 'n stukkie passie oor Jesus Christus, oor God, oor die Vader, oor die verhouding wat die volk, die vrou met God het. En dit is die passie wat ons ook vir God kan hê. Om te kan sê, Here, wanneer ek by is, ruik dit goed. Here, ek raak opgewonde oor U. Ja, ons weet, almal wil U aandag hê, maar U het my gekies. U het my gekies. Hoeveel gelowe is daar buite? Almal op soek na iets, op soek na 'n God wat vir hulle kan lief wees, want God het ons so gemaak, maar hy het ons gekies. Ons het hierdie verhouding met die lewendige God. En dan vra ek vir myself, onthou ek dit? Het ek elke dag van my lewe hierdie opgewondenheid oor Jesus Christus? Vers 8, dan antwoord hy. Nou, daar's nou 'n paar goed wat gebeur, maar dan antwoord hy, weet jy dit nie, mooiste onder die vroue? Hoor hoe praat hy met sy vrou. Weet jy dit nie, mooiste onder die vroue? Volg die spore van die kleinvee en laat jou lammers langs die herder se tente wei. Nou, dit is sommer net 'n verwysing waar sy eintlik net voor dit gesê het, Here, ek weet nie eintlik waar om my skape te vat nie. So ek is so besig met 'n klomp dinge, dan sê hy, man, laat jou skapies daar wei. Moenie bekommerd wees oor die besige goed in jou lewe nie. Jy is die mooiste vir my. Hierdie verhouding tussen God en ons is die belangrikste verhouding. Hooglied, vers 1 vers 15. Hy gaan verder. Hoor die herhaling. Onthou, ons het al vir mekaar gesê, wanneer ons herhaling in die teks kry, dan is hierdie belangrik en krities. En dis daai oomblik wat hy sê, luister hier, hierdie is waar en hierdie is belangrik. Hy sê, o, hoe mooi is jy, my liefste, en aantreklik. Nee, ek is nou by die vrou se antwoord. O, hoe mooi is jy, my liefling, hoe mooi is jy, jou oë is duiwe. Nou, dit is 'n snaakse verwysing. Seuns, hier is 'n paar triks as jy vir 'n girl nou wil sê hoe mooi sy is. Hier is 'n paar baie mooi verduidelikings. Verduideliking, jou oë het lewe, soos duiwe. Is pragtig. Jy is vir my mooi. Dan wonder ek, wat sal ons reaksie wees wanneer ons hoor hoe God oor ons praat? Hoe sal ek en jy reageer wanneer ons hoor God sê vir my en vir jou, jy is pragtig. Jy is mooi.
Sê gou vir die persoon langs jou, jy is pragtig. Jy's pragtig. Jy is mooi. Want dis wat God vir ons sê. En dan het ons die reaksie. In vers 16 en vers 17, daar reageer sy. O, hoe mooi is jy, my liefste. En aantreklik, wat sy vir hom sê. Ons bed is groen loof. Die balke van ons huis is seders, ons dakbalke siprusse. Nou ons moet hier net ietsie verstaan, né? In daai tyd het dit so gewerk as 'n paartjie verloof geraak het, dan het die man weggegaan en hy het 'n huis gaan bou vir hulle. En eers wanneer die pa, eintlik albei paas, die huis afteken en sê hierdie huis is reg vir 'n gesin, dan mag hulle trou. So dit is die konteks van hierdie. Sy kom en sy sien die huis wat hy vir haar bou. En sy loof hom daarvoor. Wat is my en jou reaksie op God se liefde vir ons? Ek wil julle uitnooi. Ons gaan nou die Here loof en prys. Ons begin met 'n kinderlied, 'n lekker lied. Ek is bly ek ken vir Jesus. Wat beteken hy vir jou? Is jy bly jy is sy kind? Kom ons staan en ons loof die Here. Ons gaan 3 liedjies saam sing. Kom ons sing lekker saam. Ek is bly ek ken vir Jesus. Ek is bly ek is sy kind. En ek bly my hele lewe aan die Here vasgebind. Ek is bly ek het 'n Bybel dat ek elke dag kan lees. Kinders van die Here het niks om voor bang te wees. Kinders van die Here het niks om voor bang te wees. Ek is bly ek ken vir Jesus. Ek is bly ek is sy kind. En ek bly my hele lewe aan die Here vasgebind. Ek is bly ek het 'n Bybel dat ek elke dag kan lees. Kinders van die Here het niks om voor bang te wees. Kinders van die Here het niks om voor bang te wees. Vriende, vandag is ek sommer net so bly oor Jesus in my lewe. Ek wil dans, maar ek's bang die preekstoel val om. So ek gaan dit nie doen nie. Daar is absoluut geen grens tussen God se liefde en ons nie. En ons gaan dit nou sing. Raak bewus van sy liefde. Dis ook 'n kort liedjie. Ons sing hom 2 keer. Ons sing hom meer as 1 keer, want ons het tyd nodig dat dit insink. Kom ons loof die Here hiermee. Daar is geen grens aan die guns en genade, die groot ontferming nooit op. Dit is net elke môre, net elke môre. Groot is die trouw, Heer my God. Groot is die trouw, Heer. Is geen grens aan die guns en genade, die groot ontferming nooit op. Dit is net elke môre, net elke môre. Groot
Hemel Vader, U liefde is vir ons groot. Ons prys U daarvoor. En vandag wil ons voor U kom staan in gebed. En ons wil vir U sê, daar is niemand soos U, Here God. U wat Vader is vir ons, wat ons liefhet. Jesus Christus wat ons kom verlos. Heilige Gees wat in ons woon en vir ons krag gee. Here, hoor ons wanneer ons dit voor U vandag bely met hierdie lied, daar is geen grens. Daar is niemand soos U, Here God, U die enigste lewende God. U is waardig ons lof en aanbidding en eer. O Heer, daar is niemand soos U. Daar is niemand soos U, Here God, U die ware drie-enige God. Daarom buig ons voor U en ons kniel voor U neer. O Heer, daar is niemand soos U. Daar is niemand soos U, Here God, U die enigste lewende God. U is waardig ons lof en aanbidding en eer. O Heer, daar is niemand soos U. O Heer, daar is niemand soos U. O Heer, daar is niemand soos U. Hemelvader, hoe wonderlik is dit om te weet dat U ons liefhet en dat daar niemand soos U is nie. Here, vandag wil ons dit saam hardop bely. Vriende, ek nooi U uit. Kom ons bely ons geloof hardop saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Hemelvader, hier staan ons voor U, U kinders. Ons bely U naam, die naam van Jesus Christus, want U is Here, U is God, U het ons geskep, U het ons verlos. En Here, ons kan nie sonder U leef nie. Dankie vir U vryheid. Dankie dat U saam met ons loop. Here, spreek vandag met ons, waar ons na U woord gaan kyk, gaan hoor wat U vir ons wil sê. Mag ons vandag U stem hoor. Mag U betrokke wees deur U Gees in ons lewens in Jesus se naam. Amen. Dankie, kan die plek inneem. Vriende, ek wil hê ons moet net vinnig 'n prentjie in ons koppe teken.
Dink gou aan 'n paartjie wat jy ken wat regtig verlief is op mekaar. Jy kan sommer sien hoe hulle liefde vir mekaar net uitstraal. Dalk is dit jouself. Dalk is jy op daai plek van ek is lief vir my vrou, ek is lief vir my, ek hoop julle is almal daar. Maar dalk het jy 'n meisie of 'n kerel en jy het hierdie opgewondenheid in jou hart oor hulle en jy kan nie ophou met hulle te praat nie. In die aande lê jy nagte wakker, sover jy kan, as jy nou nie aan die slaap raak terwyl jy besig is om boodskap te stuur nie. Jy lê nagte om en praat met die persoon. Hoe lyk daai liefde? Daai liefde is 'n liefde wat heeltyd in gesprek is met mekaar. Hulle kan nie ophou om met mekaar te praat nie. Dis 'n nagmerrie om saam met hulle 30 seconds te speel, want hulle is net eenvoudig op 'n ander golflengte. En wanneer hulle verduidelik hulle net vir mekaar. Jy weet, jy voel so derde wiel aan die wa. Hulle bou in mekaar se lewens in. Hulle luister na mekaar. Hulle spandeer tyd saam. As jy hulle wil kry, hoor hierso, Vrydag aand wil ons bietjie by mekaar kom reël. O nee, ons het klaar tyd, sorry. Ons kan nie kom nie. Nee. Hulle is lief vir mekaar. Hulle spandeer tyd saam. Hulle praat met mekaar. Nou stel jou voor, daai verhouding gebeur op 'n godsvlak. God wat die skepper van liefde is. God wat ons gemaak het om in verhouding met hom te leef. Verbeel jou die nabye liefde wat daar moet wees in so 'n verhouding. En ja, daar's vir ons baie voorbeelde in die Bybel. Mense wat eenvoudig met God gepraat het oor alles, oor frustrasies, oor opdraandes, afdraandes, die mooi dele wat ek dink aan Moses, die ongelooflike verhouding wat Moses met God gehad het. Soveel so dat God homself vir Moses gewys het. Moses is mos die enigste ou wat eintlik vir God gesien het, né? Ons onthou dit. Hoe sal daai verhouding lyk? En wanneer ons dan praat oor wat gebed is, dan is gebed dan nou eintlik 'n liefdesgesprek tussen God, die Vader, wat die bruidegom is, in Jesus Christus, en ons, sy kerk. En as kerk, as een liggaam, verteenwoordig ons die bruid. 'n ongelooflike prentjie wat geskep word. Dwars deur die Bybel word daar verwys na hierdie verhouding tussen Christus en die kerk. Ons lees oral daarvan. Sommige net 'n paar verhale. Daar is boeke geskryf in die Bybel oor die liefdesverhouding. Nou ek begin sommer by Rut. Dink aan Rut. Dis een van die mooiste liefdesverhale wat 'n mens kan lees. Is Rut wat hierdie absolute swaar tyd in haar lewe beleef. En dan trek sy saam met haar skoonma, want dit was haar verbintenis. Sy gaan na haar familie kyk. Nou haar skoonma het haar eie man verloor en haar 2 seuns verloor en sy besluit sy gaan saam met skoonma trek. Sy los haar familie agter. Kan julle julleself indink? Rut stap hierdie pad saam met Naomi en dan ontmoet sy iemand. Nou tegnies volgens die reëls van die tyd was daar reëls in plek as 'n vrou se man gesterf het, dan is daar spesifieke ander mans wat moes intree en ook met haar trou. Of hulle nou van haar hou of nie, daar was nie regtig 'n keuse in die saak nie, want dit het gegaan daaroor God het die wet geskryf sodat almal versorg sal wees. En as vrou alleen in daardie tyd sou sy nie haarself kon versorg nie, omdat sy nie kon werk nie, omdat sy klomp goed nie kon doen nie. Maar die mense, ons weet nie van hulle, ons vind eers later in die boek Rut uit van hulle. En dan is daar Boas, wat verlief raak op Rut. Dat hy
as losser moet optree, om haar los te koop uit daai ooreenkoms wat die wet eintlik sê, sodat hy met haar kan trou. Terloops, dis waar die woord verlosser vandaan kom. As ons sê, wie is Jesus? Ons eerste woord gewoonlik is, hy is ons verlosser. Verlosser is een wat sien die wet bind ons vas, en hy as verlosser koop ons los van die wet, dat ons in verhouding met hom kan staan. Dat ons vry kan wees in hierdie liefdesverhouding met hom. Dis waar verlosser vandaan kom. Uit hierdie storie uit, Rut se storie. Skryf vir Ester. God gebruik vir Ester deur haar verhouding met die koning, deur haar huwelik met die koning, om 'n hele volk te red. Die huwelik. Dis die huwelik wat hier sentraal staan. Sommige net 'n klein storie waaraan ek gedink het was selfs vir Abigail in die tyd van Dawid. Toe Dawid nou so 'n bietjie in die woestyn rond beweeg het, gevlug het vir sy lewe, het hy 'n spannetjie gehad en hulle het mense beskerm en die mense wat hulle beskerm het hulle betaal. So hulle het as sekuriteit opgetree. En in hierdie wat Dawid hulle as sekuriteit opgetree het, was daar een ou wat hulle nie wou betaal nie. En toe op 'n dag toe besluit Dawid, tot hier en toe nie verder nie, ons gaan vir hom vat. En toe hy met sy manne aangery kom, toe kom Abigail daarom en voor die tyd, aangehardloop na hom toe. En sy smeek toe, asseblief moenie my man skaad doen nie, want jou integriteit is meer as dit. En dan doen Dawid niks, en dan gaan haar man van natuurlike oorsake dood, en dan trou hulle twee. En die liefde wat daar ontstaan. Die Bybel is gevul met liefdesverhale. Nou jy kan hoe sê hulle, romcoms kry in die Bybel, jy kan romantiese aksieflieks kry in die Bybel, stories kry in die Bybel. God is in essensie 'n God wat in verhouding met ons wil staan. In 'n liefdesverhouding met ons wil staan. Dis wie hy is. Dis hoe hy dwars deur die Bybel homself ook aan ons bekend maak. En so nooi ons uit om in verhouding te staan. Kom ons kyk bietjie wat sê die Bybel. Ek wil begin by Efesiërs 5. En ek gaan lees van vers 25 tot 27 kort stukkie. Dit is 'n bekende teks. Ons hoor dit gereeld by preke. By troues is dit een van die gunsteling tekste. Ek wil net 'n kort stukkie lees. En wanneer ons dit lees, nou uit die aard van die saak, as jy iets vir jou eie huwelik huis toe vat, wonderlik. Maar ek wil julle uitnooi, sien vir God in die storie raak. Hy praat met die mans. Mans, julle moet julle vroue lief hê, soos ook Christus die kerk lief gehad het. Daar skep hy die ooreenkoms. Soos ook Christus die kerk lief gehad het en homself ter wille van haar oorgegee het, sodat hy haar kon heilig, deurdat hy haar gereinig het, skoon gemaak het, deur die was met water en die woord. Dit het hy gedoen, sodat hy vir homself die kerk in heerlikheid daar kan stel, sonder vlek of rimpel of enigiets dergeliks, heilig en sonder smet. Dis die beeld van die verhouding tussen ons en Christus. Die beeld wat ons elke dag raak sien in ons huwelike. Wel, hopelik. Ek wil vir ons vandag verder lees. Ek lees vir ons Hosea. Nou Hosea is 'n baie moeilike verhaal. As jy nou so 'n bietjie 'n tragiese verhaal wil lees, asseblief gaan lees Hosea. Dis 'n wonderlike verhaal van wat God eintlik sy liefde vir die volk uitbeeld en sy vergifnis oor en oor en oor. As iemand ooit gesê het God was 'n hardhandige God in die Ou Testament, moet hulle Hosea gaan lees, want regtig in Hosea wys God oor en oor genade. God sê vir Hosea, hoorie, ek wil hê jy moet met 'n prostituut gaan trou. En die rede daarvoor is, hierdie verhouding tussen Hosea en die prostituut wil iets uitbeeld
van die huwelik tussen God en sy volk. Sy volk loop rond na ander gode toe. Dan teken hy hierdie prentjie. Maar in Hosea 2, hoofstuk 2 vers 19 tot 22, kry ons hierdie stukkie. Ek gaan my in trou aan jou verloof. Kyk mooi, toekoms, né? Ek gaan jou in trou aan jou verloof en jy sal die Here ken. Op daardie dag sal ek antwoord, is die uitspraak van die Here. Ek sal die hemel antwoord en dit sal die aarde antwoord. Die aarde sal die koring, die nuwe wyn en die olie antwoord en hulle sal Jesreel antwoord. Ek gaan haar vir my in die land saai. Ek sal my ontferm oor Lo-ruhama en vir Lo-ami sal ek sê, jy is my volk en hy sal sê, my God. Ek wil net vinnig, hou vir my asseblief daai vers op die bladsy. Ek wil net vinnig hierso iets wys. Die vorige vers het gepraat van die Jesreel. Jesreel, Lo-ruhama en Lo-ami is kinders wat Hosea by die vrou gehad het. En nou Jesreel se naam is ook baie spesifiek gegee. Jesreel verwys na die taak om te versprei. Weet, as jy byvoorbeeld Legos op die vloer versprei, dink daai prentjie. Die spesifieke beeld wat hulle gebruik het, was van saai. As hulle nou gaan saai het hulle nou nie 'n trekker gehad wat hulle saad spesifiek op plekke insit nie. Hulle het deur die lande geloop met 'n sak en saad en hulle het saad gegooi. Weet, soos wat jy gras sal plant. Weet, saad gegooi en versprei. En daar's twee beelde, 'n negatiewe en 'n positiewe beeld wat hier uitkom. Die een is die negatiewe beeld van hulle sal versprei word oor die wêreld. Vir hulle gaan ek vasvat, want dis waar hy op die oomblik is, sê God. Hierdie ding dat hulle so koek en dink hulle kan, dit gaan nie werk nie. Maar aan die ander kant, wanneer God dit omdraai, dan sê hy nie net, gaan ek hulle versprei nie, ek gaan hulle vestig. Daar waar hulle gaan wees, gaan hulle vas staan. En dan het hy, die volgende twee kinders, het baie spesifieke name. Lo-ruhama, ruhama beteken ontferming. Om jou oor iemand te ontferm. Dit is nou om iemand onder jou vlerk in te neem en te sê, hoor hierso, ek sal die pad saam met jou loop, ek sal jou vashou, ek sal seker maak jy val nie. Die woordjie lo voor hom is die Hebreëse woord, is die ontkenningswoord in Hebreëus. So dis nie. So Lo-ruhama beteken sonder ontferming. En dit is hierdie naam wat God dan nou vir die volk gee en sê, julle is sonder ontferming oor die lewe wat julle ver van my af leef. Los uit hierdie huwelik uit leef. Sonder ons verhouding met God is daar nie vir ons ontferming nie, sê hy. Nou, ek gaan nou kom by die omdraai. Dan Lo-ami, selfde storie. Die woordjie am in Hebreëus is die woordjie vir volk, vir 'n nasie. Weet, soos byvoorbeeld om te sê, in Israel is die Israelitiese volk, is die Israelitiese am. Dis die volk, die woordjie vir volk. Die uitgang aan die einde, het ons al oor gepraat, ons Sarai bespreek het, Sarai wat Sara word. Is die besitlike uitgang, wat sê, dis myne. Sarai, Sara beteken prinses, my prinses, na sy word haar eie persoon, is 'n ongelooflike bevrydingsverhaal in Sara se verhaal. Lo-ami, my volk, wat beteken lo? Dis die ontkenning. Julle is nie my volk nie. En dan nou, as jy nou Hosea verder lees, dan draai dit om. Julle sal vir Lo-ruhama van nou af net ruhama noem, want ek ontferm my oor haar. Julle sal vir Lo-ami van nou af net Ami noem, want hy is my volk. Kyk hoe eindig vers 22. Ek sal my ontferm oor Lo-ruhama. En vir Lo-ami sal ek sê, jy is my volk. En hy sal sê, my God. Hoor die verhouding wat daar bestaan uit die skrif uit tussen ons as kerk met God. God wat sê, ek sien jou raak. God wat sê, ek wil my oor jou ontferm. Ek het my aan jou
verloof. Vers in Hosea. Waar is my teks nou een? In Hosea waar hy begin, ek gaan my in trou aan jou verloof. Hy het dit gedoen in Jesus Christus. Jesus Christus het aan die kruis gesterf. Hy het dood gegaan. Hy het sy lewe opgegee vir ons. Vir my, vir jou. Want hy het jou lief. Hy sien jou raak. Hy het opgestaan en uit die opstanding het hy dit bevestig en bekragtig. En hy het gesê vir ons is daar nou lewe want hy het die dood vir jou oorwin. Ek gaan my in trou aan jou verloof. Hy het dit gedoen in Jesus Christus. Daar's hierdie verbond tussen God en sy kerk. Dis 'n verbond wat God met ons sluit, wat nie gebreek kan word nie. Want hy staan vas. Dis 'n ooreenkoms wat God met ons het. Ek lees vir ons Jesaja 54 vers 5. Want hy wat met jou trou, net God, wat met jou trou, is jou maker. Die Here, heerser oor alle magte is sy naam. Hy wat jou loskoop, onthou julle die verlosser prentjie? Hy wat jou loskoop is die heilige van Israel. God van die hele wêreld word hy genoem. Dis wie hy is. Dit is die God aan wie die kerk, en dit is ons, verloof is. Ons is verbind aan hom daardeur. Dan spesifiek, kom sê hy vir ons, dis nie sommer net 'n ligte, vinnige besluit gewees nie. Ek lees ons 1 Petrus 1 vers 18 tot 19. Julle weet tog dat julle nie met iets verganklik soos silwer of goud losgekoop is uit julle sinlose leefwyse wat deur julle voorvaders aan julle oorgelewer is nie. Met ander woorde, dis nie sommer net 'n maklike, vinnige, man, okay, ek kies julle, ons gaan die pad saamloop nie. Nee. Daar's 'n duur prys gewees. Jy is baie werd. Jou lewe is baie werd. God het dit baie werd geag deur die prys wat hy vir jou betaal het. Kyk wat sê hy vers 19. Maar dat julle losgekoop is met die kosbare bloed van Christus. Hy wat soos 'n lam is, vlekloos en sonder liggaamsgebrek. Hy, Jesus Christus, het sy bloed gegee vir jou. Dis skrikwekkend. Wat beteken dit vir jou? Dat Jesus sy bloed gegee het om aan jou verloof te raak. Dat hy jou kies. Wat beteken dit? En dis hier waar ek vra, wat is dan die reaksie van die bruid? As ons vir onsself vra, wat beteken dit vir ons? Hoe reageer ons uit dit wat God vir jou gee? Ons word geroep. En wanneer ons sê geroep, dis 'n sagte taal. Ons word losgekoop van kettinge wat ons vashou, met die doel om in 'n intieme verhouding met God te leef. Openbaring 19 vers 7 tot 8 klink so. Hier's iets van die reaksie. Laat ons bly wees en jubel. En vanoggend met my voorbereidings hierdie week rondom hierdie tema, was daar hierdie opgewondenheid.
As hierdie preekstoel nie so klein was nie, het ek vandag gedans. Laat ons bly wees en jubel en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilofsfees van die lam het aangebreek en sy bruid het haar gereed gemaak. Sy is toegelaat om blink klere van suiwer fyn linne aan te trek. Dink aan die trourok wat ons aantrek by ons troue. Wat verteenwoordig dit? Sy is toegelaat om die trourok aan te trek, want die linne is die regverdige dade van die heiliges. Hoor mooi. Deur God se genade, sy liefde, het hy vir my en vir jou gekies om met ons te trou. Niks anders nie. Ek en jy kan niks doen om God se liefde vir ons te verdien nie. Toe ek en my vrou verloof geraak het ons nie verloof geraak vanuit dit wat ons vir mekaar doen nie. Ek het haar gekies omdat ek vir haar lief is. En sy het ja gesê omdat sy vir my lief is. Geen verdienste nie. Geen verdienste nie. Vanuit dit uit is daar sekere dinge wat ek en Daniel vir mekaar doen. Hoe ons hierdie liefde aan mekaar wys. Manier waarop ons met mekaar praat. Hoe ons vir mekaar sorg. As ek 'n toonoperasie het, dan maak sy hom skoon. Al is dit nie lekker nie. As ek moan oor my rug wat seer is, dan ondersteun sy my. As sy 'n lang dag het, dan sit ek by haar en ek praat met haar. Dink nou daai prentjie van die liefdesverhouding wat daar is, die paartjie wat nie genoeg van mekaar kan kry nie. Dit wat ons doen, is dit wat ons rok skoon maak. Of dit is wat ons rok vuil maak. So in hierdie verhouding met God, vra ons die vraag, wat doen ons met ons rok? Nou, wat is dan die reaksie van die bruid? Dis gesprek met God. Gebed is 'n liefdesgesprek. Gebed is nie 'n gebruik van Christendom nie. Gebed is nie 'n ritueel wat ons doen nie. Daar is sekere tye wat ons met mekaar moet praat. Byvoorbeeld, as my vrou vir my kos maak, dan sê ek vir haar dankie vir die kos. So eenvoudig soos dit. Sy hoef dit nie te gedoen het nie, maar sy het. Net so, wanneer ons bid, wanneer ons eet, dan sê ons vir Here dankie vir sy versorging. Dit klink soos 'n ritueel, maar dit is nie 'n ritueel nie. Dis 'n liefdesgesprek. Gebed is die fondasie van die verhouding wat ons met God het. Gebed is waar alles begin in gesprek met God. Ek wil vir ons deur 'n paar gebedscenario's vat en 'n paar tekste wat ek wil lees. Gebed begin by die eenvoudige wete dat God vir jou lief is, dat hy jou gekies het. Jeremia 31 vers 3 sê, van ver af het die Here aan hom verskyn, met 'n ewige liefde het ek jou lief gehad. Daarom het ek jou in troue liefde nader getrek. God sê, ek het jou lief. Ek en jy, ons wegspringplek is 'n plek van God het my lief. Nie hoe nie, hy het ons lief met 'n ewige liefde. Hy het jou lief binne jou situasie. Hy het jou lief daar waar jy oorwinnings het, waar jy sê, yes, ons het gewen. Yes,
Hier is deurbraak, hier is genesing, hier is opwinding. Hierdie projek wat ek aanpak, was 'n reuse sukses. Prys die Here. Die Here het my lief gehad hierdeur. Hy het my ondersteun hierdeur. Hy het my gedra hierdeur. Dis die liefde wat God vir my het. Hy het my ook lief daar waar ek met my gesig op die vloer val. Hy het my lief daar waar ek skuldig voel dalk oor iets. Hy het my lief daar waar ek skaam kry. Dan is hy die een wat my kom haal. En vir my sê, Johan, ek het jou. Wat gaan ons doen om hierdie reg te stel? Johan, ek roep jou, loop net saam met my. Wees by my. Ek het jou, jy is nie alleen nie. God het van ver af met 'n ewige liefde jou lief gehad en uit liefde trek hy jou nader. Dis die wegspringplek. En in hierdie liefde vind daar gesprek plaas, heen en weer. Ons praat van 'n dialoog. Ons praat met God, God praat met ons. Psalm 27 vers 4. Een ding het ek van die Here gevra, en dit sal ek bly nastreef, om al die dade van my lewe in die huis, om al die dae van my lewe in die huis van die Here te woon, om die lieflikhede van die Here te aanskou en daaroor na te dink in sy tempel. Ek wil tyd saam met God spandeer. Ek wil raak sien wie God is. Ek wil sien wat God vir my sê. Daarom wil ek op 'n plek wees waar ek tyd met God kan spandeer. Al die dae wil ek in sy tempel wees. Nou, ons praat nou nie hiervan, al die dae van my lewe wil ek in hierdie kerkgebou sit nie. Nee. Ek wil in die huis van die Here wees. Daar waar God teenwoordig is, daar wil ek wees. Gebed is eerlik en kwesbaar. Ons het verlede jaar 'n week al toe ons gepraat het oor 'n vriendskapsgesprek, het ons al oor hierdie eerlikheid begin praat. Filippense 4 vers 6 tot 7 begin met moet oor niks bekommerd wees nie. Ander vertaling sê moet oor niks besorgd wees nie. Maar maak in alles julle versoeke. Hoor mooi, dit is nie behoeftes nie. Dis nie waarvan ek praat nie. Die 83 vertaling het gesê, maak in alles julle begeertes aan God bekend. Deur gebed en smeking en danksegging. Dit wat in jou hart leef, vertel dit vir God. Hoe jy die wêreld sien, gee dit vir God. Here, hier waar ek is. Here, ek weet nie regtig wat ek kan doen nie. Daar is 20 paaie vir my om te vat, 20 keuses om te maak. En om eerlik te wees, Here, wil ek net weghardloop. Gee dit vir God. Here, dis waar ek is. Dis wat ek nou beleef. Sit dit in woorde vir God. Here, ek is bang. Here, ek is bekommerd. Here, ek is angstig. Here, ek voel asof niemand my raak sien nie. Here, wat ook al jy voel, gee dit vir die Here. Praat eerlik met hom. En deel daarvan is dat ons na God luister. Want hoe meer ons na hom luister, hoe meer ken ons sy stem. Dis nou soos my vrou wat buite die vertrek kan staan en hoor wat se storie ek vertel, want sy ken my stem. Ek lees vir ons gou daarso, Johannes 10:27. My skape luister na my stem. Jesus is hier aan die woord. My skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my.
Kom ons gaan gou die praktiese punte van 'n liefdesgesprek met God. Gebed is 'n liefdesgesprek met God. Kom ons stap dit gou deur. Begin by liefde. Dis die beginpunt. Dis bo alles. Dit is die beginpunt. Hy het ons uitgekies om ons lief te hê. Efesiërs sê, so het hy ons voor die grondlegging van die wêreld in hom uitgekies, sodat ons heilig en onberisplik in liefde vir hom sou wees. Want hy het ons lief gehad en ons het hom lief. Liefde is die beginpunt van gebed met God. So as jy wil bid, dis baie eenvoudig. Ondersoek jou hart. Vind daai liefde vir God. 2. Praat met aanbidding. Vriende, musiek, sang. Dit kom beskryf ons verhouding met God. Dit kom beskryf ons emosies, wat ons voel oor God. Soos 'n wildspok wat smag na water, Here, so smag my siel na U. Kom uit eintlik uit die Psalms uit, maar ons het dit gesing vanoggend. Here, ek is bly, ek ken U. Met my wese is ek bly oor U in my lewe. Dit is wat ek voel. Dis wat in my hart leef. Here, daar is niemand soos U nie. Dis gebed. Aanbidding is om vir God te vertel hoe ek oor hom voel. Dis wat aanbidding is. Aanbid die Here. Gaan lees die Psalms. Die Psalms is vol aanbiddingsliedere. Wees eerlik. Nommer 3. So begin by liefde. Aanbid die Here. Wees eerlik. Deel jou stryd, jou hoop, jou vrese, jou opgewondenheid. Deel dit met die Here. Deel dit wat jy hoop om te sien moet gebeur. Deel dit by die skool. Dink aan dit wat jy wil sien gebeur by die atletiek. Praat met die Here oor julle atletiek. Die Here is met jou besig. Onderwysers, deel met die Here dat die atletiek nou verby moet kom. Nie waar julle is nie. Nee. Praat met die Here eerlik. 4. Luister na sy stem. Ons moet ruimte gee vir stilte. Inteendeel, baie keer wanneer ons lofliedere sing, dit is altyd maar die mooiste voorbeeld, is daar partykeer tye van stilte wat in die lied ingebou word. Nou, ons is geneig om ongemaklik te voel in daai stilte, want stiltes maak ons ongemaklik. Nie hoekom nie. Ek is baie gemaklik met stiltes. Tot van die kategese se grootste spyt. As ek 'n vraag vra, kan ek vir ewigheid stil bly in die stilte en wag vir 'n antwoord. Stilte kan mense ongemaklik maak. Stilte, daai stilte in musiek is tyd vir jou om net binne God se teenwoordigheid te sit en sy stem te hoor. Luister na sy stem. En laaste een, eindig met oorgawe. Dit wat jy het, gee dit vir die Here. Maak jou hart oop voor die Here. Bevestig jou vertroue in hom. Here, ek het U alles vertel, al die mooi dinge, al die slegte dinge, al my vrese. Maar Here, ek weet dat U gaan deurkom vir my. Ek vertrou U daarvoor. Ek weet nie wat se rigting nie, hier waar ek sit weet ek nie wat se rigting nie, maar Here, ek vertrou U pad. Eindig met oorgawe. Gebed, ons gebede is meer as net woorde. Ons gebed is 'n bruid se liefdevolle reaksie op God, wat die bruidegom is. Op sy liefde, sy genade, sy vryspraak in ons lewens. Ek nooi uit hierdie week. Kom ons fokus daarop. En al wat ons vir onsself moet herinner is, Jesus is my bruidegom. Ons is op pad troue toe. En hoe praat ek met my bruidegom? Dan bid ons. Ons praat met die Here. Kom ons bid dit nou.
Ag Hemelvader, hoe wonderlik is U liefde. Ja, Here, dit laat ons harte bokspring in ons bors. Here, dit laat ons opgewonde raak en passievol raak oor wie U is, wat U doen, wat U vir ons is. Want Here, U is die een wat teenwoordig is. U is die een wat vir ons omgee. U is die een wat ons versorg. U is die een wat vir ons krag gee wanneer ons nie meer krag het nie. U is die een wat ons opbou wanneer die wêreld ons wil afbreek. U is die een wat ons dra wanneer ons enkel gesoek het. U is die een wat daar is, deur die goed en deur die sleg. U is die een wat 'n droom het vir ons lewens, vir ons verhouding met U. En Here, ons aanbid U met alles in ons lewe en ons wese. Here, ons staan verwonderd oor wie U is. U wat die almagtige God is, wat tog kies om in hierdie verhouding met ons te staan. En dan is hierdie verhouding groter as wat ons ooit sou kon dink. Ag Here, ons prys U. Ons eer U, hoor ons harte. U weet wat in ons lewens aan die gebeur is. En Here, mag ons in hierdie week, mag ons harte voor U bloot lê. Want Here, alles wil ons vir U gee. En ons weet dat ons op U kan staat maak. Ons prys U, ons God, ons koning, ons Here. In Jesus se naam. Amen. Vriende, ek wil graag vir die kategese tyd gee, daarom wil ek vra graad 1 tot graad 7's. Julle kan saam met Tannie Estie en saam met Tannie Renay uitgaan, daar's vir julle partytjie in die saal, ons is opgewonde vir julle, kategese is aan die gang, julle kan uitbeweeg en terwyl dit gebeur, nooi ek ook die gemeente uit. Nou gaan ons offergawes vir die Here gee, soos wat hy op ons harte plaas. Hy is ons bruidegom en ons is sommer net hier om te sê, Here, dankie. Nou is ons geleentheid om ook dankie te sê vir die Here. Heer, met my hele hart, kom sing ek 'n lofsang, kom ek van die wagtige wonders vertel, en van al uw reddingsdade. Heer, met my hele hart, kom sing ek 'n lofsang. Ek wil u altyd bly en vrolik wees. Ek wil u naam besing. Ek wil u altyd bly en vrolik wees. Alleluia. Heer, met my hele hart, kom sing ek 'n lofsang. Ek ook van die magtige wonders vertel, en van al uw reddingsdade. Heer, met my hele hart, kom sing ek 'n lofsang. Ek wil oor u altyd bly en vrolik wees. Ek wil u naam besing. Ek wil oor u altyd bly en vrolik wees. Alleluia. Vriende, ons slotsang vandag is U liefdeslied vir my. Kom ons staan en ons sê dankie vir God se liefde vir ons en ons wys ook ons liefde vir hom. Dankie.
kleur, die blauw helder hemel. U goedheid reis die dag breek oor die see. U almag blink in maanlig oor die berge. Die skoonheid van die skepping sleer my mee. Die glorie sprei werke van 'n arend. Genade zweef in wolke hoog en vry. Die skepping sang vir my gewone sterfling. Die Skepper God se liefdeslied weer klink in my. Ek sien die kruis, ek volg die spoor na Golgotha. Ek sien die kroon, die dorings wat U dra. Ek kniel hier neer om nederig en dankbaar vergifnis vir my sonde skuld te dra. Ek ken die kruis, ek ken die man van smarte. Ek voel die pyn, die liefdesbloed bevry. En van die kruis ontkop is uit die note. Die lam van God se liefdeslied weer klink in my. Wat is die mens dat U oor hom so glimlag? En wie is ek dat U vir my so kom? Hoe groot U liefde, grenseloos genade. Die lam van God se liefdeslied weer klink in my. Hoe groot U liefde, grenseloos genade. Die lam van God se liefdeslied weer klink in my. Van krib tot kruis weer klink U liefdeslied vir ons. Vriende, ons deurkollekte vandag is vir barmhartigheid. Ek vra dat al die tieners, graad 8 tot graad 11, vir my hier voor by mekaar kom. Almal is uitgenooi vir koffie en tee en nuwe intrekkers, moenie vergeet of ons jou naam te gee nie, asseblief. Ons wil met julle kontak maak. Kom ons ontvang die seën van die Here. Mag God se genade en sy liefde vir jou 'n realiteit word elke dag. Die liefde van God, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. U wat in liefde altyd by ons bly, wees ons tog in ons lief en lid naby. Sou daar beproewing oor U pad kom Heer, maak ons volhardend in geloof al meer.
help nie.